Goeiemôre, as ek jou nog nie gegroet het nie. My naam is Marius, as jy my nog nie ontmoet het nie. Hierdie vroutjie wat net was, sy naam is Elsa, wat jy nog nie? Mevrou De Wet, wat is jou naam? Lise Marie, daar's hy. Kan jy dit glo? Eish. En ek werk saam met David. Nee, ek spot so, maar die ou wat jy gesien het by video is Johan, hy is ons hoofkampuspastoor. En ek het die voorreg om saam met hulle te werk. Voltyds hier op span. So welkom, ek is bly te sien. Ja, ek ervaar sommer net vanoggend God se teenwoordigheid spesiaal. En dis regtig vir ons baie awesome in hierdie oomblik. Ons is in 'n preekreeks wat ons noem Voice Note vir jou. En wie van julle hou van voice notes? Dis nie my favourite ding op onder die aarde nie. Maar is beter as om te tik en is ook seker beter om te bel vir 'n ou wat jy vir my, né? Los my eerder 'n voice note. Maar imagine, Jesus Christus was saam met jou, soos die disippels op aarde, en hy het vir jou nou laat weet, hoorie, ek is op pad uit, ek gaan na my Vader toe, en hierso is hy nou weg, en hier los hy vir jou 'n voice note op jou foon. Dit sal nie wees soos daai voice notes, veral as jou dag besig is. Ek moet in my dag sekere boodskappe op my foon net sê, unread, en dan wanneer ek by die huis kom, of net bietjie rustiger is, dan lees ek daai boodskap, want ek weet, dis nie nou nodig nie. Maar as Jesus Christus in hierdie oomblik vir jou 'n voice note sal los, dan sal jy dadelik, maak nie saak besig die dag is nie, wel, vir my, ek praat net vir myself, sal ek daai voice note dadelik wil oopmaak, hoor wat hy te sê het vir my, is daar nie dalk 'n golden nugget wat hy vir my wil los, net vir 'n hint vir wat vorentoe aan gaan gebeur, en hoor, hierso is goeie raad, volg hierdie goeie raad. So hierso is vanoggend se voice note vir jou en vir my. Luister gesom met my. Vader, ek het hulle u naam bekend gemaak. Hulle het u woord ontvang en dit aanvaar. Hulle weet dat ek van u afgekom het en hulle glo dat u my gestuur het. Ek bid nie vir die wêreld nie, maar vir die wat u my gegee het. Hulle behoort aan u en ek het hulle bewaar. Nou stuur u my terug na u toe en hulle bly agter. Vader, bewaar hulle. Hulle is nie van die wêreld nie, net soos ek nie van die wêreld is nie. Maar ek vra nie dat u hulle uit die wêreld neem nie, nee, ek vra dat u hulle bewaar van die bose. Heilig hulle deur die waarheid. U woord is die waarheid. Ek stuur hulle, net soos u my gestuur het. Nou hierdie voice note wat ons vanoggend nog geluister het, kom uit Johannes 17. So as jy jou Bybel volgens saamgebring het, die gedrukte weergawe of dit nou op elektronies op jou foon is, jy kan Johannes 17 oopmaak. Ons gaan so spring van vers 6 tot by vers 19 plus minus. En hier en daar gaan ek van hierdie skrifte aan, ons is so welkom om dit te highlight en 'n bietjie terug te gaan toe op jou eie tyd, of as jy dalk die preeknotas wil volg, al die skrifte is ook daarso, dit wat ons op 'n WhatsApp uitgestuur het vanoggend vroeg. So hierdie gedeelte waarin jy geluister het, is Jesus se gebed vir sy disippels. Jesus het hulle so van hoofstuk 12 af begin waarsku, sê, hoor, ek is op pad na my Vader toe. En dan vertel hy so 'n bietjie van die wynstok en die rank. Ons is in hom en hy in ons, en Jesus in die Vader en ons is in Jesus en hulle in ons beleef hierdie eenheid, en hy sê dit gaan rof gaan, julle moet vashou aan my, bly staande, en dan uiteindelik kom hy hierso by hoofstuk 17 en dan bid hy vir sy disippels. Maar die goeie nuus is dat hy bid nie net vir sy disippels nie, hy bid vir my en jou ook. Ek en jy is ingesluit in daardie gebed. En as jong man, toe ek ontdek dat Jesus Christus het self vir my gebid, was dit hierdie wow belewenis in my lewe, dat Jesus, die Seun van God, het Maria se naam genoem. Ek was in sy gedagte terwyl hy gebid het. Was dit vir my hierdie groot belewenis geweest. Nou, Jesus is besig om te bid, en hy sê, hoorie, ek is op pad na my Vader toe, ek gaan nie meer by julle wees nie, en Jesus hierdie hinkering in hom, dat sy disippels okay sal wees, dat hulle sal staande bly, dat hulle bewaar sal bly in hierdie wêreld. En as ek hierdie stuk Johannes 17 in Marius Smit se eie woorde kan kom vertolk, sal dit wees as volg, om vir jou mooi te verduidelik wat Jesus se hartsbegeerte was in hierdie oomblik. En ek sal dit so vertel dat my eerste kind Lenke is gebore, en sy was so 3 dae oud plus minus toe sy huis toe gekom het.
En Christina het al die botteltjies vir my reg gesit. Ons het reg van die begin af vir mekaar gesê, ek is nagskof, sy is daai voorskof. En sy het lekker daai eerste paar ure geslaap, dan vat sy so van 4 uur, 5 uur af weer oor. So Marius het genagskof en sy het vir my al die botteltjies en die doekies en al goed reg gesit, mooi gewys hoe werk alles. Maar in daai oomblik lê Leentjie langs my in haar eie bedjie en ek word wakker en ek raak benoud en ek besef hier's 'n ander stuk verantwoordelikheid wat op my skouers rus. En ek begin sommer net sporadies te bid vir my kind en ek bid Here dat U haar sal beskerm. Here, ek bid dat sy goeie vriende sal maak. Here, ek bid dat sy goeie keuses sal maak, nie net impulsiewe besluite soos wat baie van ons doen nie. En ek bid en net die laaste onthou ek gebid, Here, dat sy 'n goeie man eendag sal ontmoet. En uiteindelik die laaste bid ek, Jesus, mag hierdie dogter van my ook ja sê vir Jesus in haar lewe soos wat sy aangaan. Nou ek weet baie van my ouer vriende en oumas en oupas en weet gemeentemense sal sê Marius, bewaar hierdie tyd wat jy het saam met jou kinders want dit is so en die tyd is verby en wraggies 12 jaar is verby en ek kan my oë, sy praat al terug en kyk my in die oë, julle ken die storie, né? En dit het verskriklik vinnig gegaan en ek besef dat ek het nie genoeg tyd of ek het min tyd om genoeg waarde in haar lewe in te bou. Ek en Christina saam om te sê, hoorie, jy het nodig om dit wat ek en mamma vir jou leer ter harte te neem, sodat wanneer jy groot is, jy goeie keuses kan maak, sodat wanneer die druk van die lewe kom, sodat jy staande kan bly. Want ek as pappa wil nie hê dat my kind hierdie lewe moet gaan en nie genoegsaam ingelig is oor wat die lewe vir haar inhou en dan op die dag maak sy verkeerde keuses en vou dan onder die druk wat die lewe haar kant toe gooi nie. Maar is dit my as pappa en mamma se hart dat my dogter sal staande bly, dat sy bewaar sal bly, nie noodwendig 'n fisiese beskerming nie, want ons kry seer in die lewe, ons doen, maar dat sy staande sal bly emosioneel, geestelik en sal staande bly teen die aanvalle van die vyande. Ons wens baie keer as ouers, né, dat ons kan ons kinders toemaak in 'n glasboks. Daar's baie oggende wat my kind by die huis is, dan sien ek in haar oë, ek sien in Luan se oë, hierdie kind is nie reg vir skool vandag nie. Daai pressure is net op hulle en ek wens so in my pa hart, wens ek net so ek kan hulle sê, hey man, kom ons bly by die huis, kom ons gaan koop McDonald's breakfast en ons spandeer net die dag. Kyk 'n movie, ek sal vir die baas sê, jy siek, ek mag by die huis bly en dan kuier ons net lekker saam. Maar dit is nie hoe dit werk nie, né? Die harde realiteit van die lewe is ons moet hulle maar so 'n bietjie kry vir jou maatgebak. Vat maar die pressure van die lewe, maar ek en jy is daar om hulle by te staan, om hulle te bewaar en ons eie te maak. So as dit die gebed van my as aardse Vader was, hoeveel te meer die gebed wat Jesus gebid het in Johannes 17, sê Here, moet hulle nie uit die aarde uit of uit die wêreld uit wag van nie, maar bewaar hulle. Hoor wat sê Jesus in Johannes 17 vers 15. Hy sê, ek vra nie dat u hulle uit die wêreld sal verwyder nie, maar dat u hulle van die kwaad moet bewaar. Hulle behoort nie aan die wêreld nie, net soos ek nie aan die wêreld behoort nie. So Jesus kom sê, dit wat hy hulle geleer het, hulle behoort nie meer aan die wêreldse standaarde nie. Hy het hulle kom vat, sy disciples, en hy het hulle geleer van wat beter en beter keuses is en wat die waarheid is. Hy sê, daarom behoort hulle nie meer aan die wêreld nie. So ek bid, Here, ek bid Abba Vader, dat u hierdie mense sal bewaar, geestelik en fisies. Geestelik, ja, fisies ook, maar geestelik en hulle emosies sal bewaar. So hier sit ek en jy, ons is God se kinders en ons wens baie keer, in die kerk waar ek groot geword het, was redelik elke Sondag aan die wederkoms gepreek. Okay, dat Jesus gaan terugkom en hy gaan ons wegvat. En dan daar's baie keer daar in ons lewe wat ons sê, Here, as jy ooit sou terugkom, vandag is 'n goeie dag. Kom vat my nou. Vat ons almal. Ek is moeg vir hierdie aarde. Vat my net huis toe. Maar dit is nie so nie. Dis nie so maklik nie. God het ons op aarde geplaas met 'n en met 'n doel om deur te druk en sodat ek en jy die sout en die lig van die aarde kan wees. Maar Jesus sê, Here, bewaar hulle. Bewaar hulle. So hoe bewaar Jesus ons in die tyd waar ons nou is? Ek het so 3 punte wat ek vir julle oggend vir julle wil uitlig en vir julle sê, Jesus bewaar ons op hierdie manier. En wil ek Heilige Gees vertrou in hierdie spasie om dit in jou hart te kom wakker maak en sê, onthou, jy is veilig in die holte van Jesus se hand, van God se hand. En kom uit deur sy Heilige Gees en bewaar hy jou sodat jy kan staande bly in hierdie wêreld, in die druk wat ek en jy beleef daagliks, in die wêreld wat se manier van doen net anders is as ek en jy.
So ons is nie beter nie, ons is net anders. En wil ons die mense beïnvloed en te sê, hoorie, ons het nodig om te kyk na die een wat regtig saak maak. So die eerste ding is, hoe bewaar Christus ons? Deur te weet dat jy behoort. Sê vir die ou langs jou, jy behoort. Jy behoort. Jy behoort. Wie sit nog alleen? Jy behoort. Jy behoort aan God. Kom ons lees Johannes 17 vers 9. Ek tree vir hulle in. Ek bid nie vir die wêreld nie, maar vir die mense wat U aan my gegee het, omdat hulle U sin is. Onthou Jesus wat bid en God die Vader is een persoon in hierdie oomblik. God die Vader het vir hom gegee, hulle is U sin. So God is ons Vader en of jy dit nou wil glo of nie. Okay? My gunsteling sêding op aarde is seker die feit, seker die een wat ek sê, ek gaan hom nou onthou. Jy gaan hy nou. God het nie jou toestemming nodig vir hom om jou lief te hê nie. God het nie jou toestemming nodig vir hom om jou lief te hê nie. Hy is jou Vader, hy het jou gemaak. Hy ken jou, elke haar op jou hoof is getel. En hy het nie jou toestemming nodig nie. Jy weet, en God in sy persoon vat klaar verantwoordelikheid vir elke persoon wat hy geskaap het op aarde. Hy sê, jy's myne. En ek en jy, wanneer die joy wat ek en jy ontdek, wanneer ek besef, maar ek behoort aan hierdie awesome God. Ek behoort aan hierdie een wat homself ontferm oor my. So ek en jy hoef nie meer rond te loop met 'n kind of soos 'n weeskind mentaliteit nie. Ons hoef nie meer so rond te loop nie. En ons loop na plekke van wat die aarde vir ons bied en hoop ons kry aanvaarding hier en hoop ons kry aanvaarding daar of jy leef vir aanvaarding. Maar hier is God die Vader en sê jy behoort aan my. So nou kan ek vanaf 'n plek van aanvaarding leef. Dis 'n heeltemal 'n ander mentaliteit. En binne in daai mentaliteit word ek behoue in hierdie wêreld waar daar soveel versoeking is, soveel aanslag van die vyand is, soveel emosionele aanslag op ons lewens. Hoor wat sê Psalm 100 vers 3. Hy sê, "Know that the Lord is God. It is He who made us, and we are His. We are His people, the sheep of His pasture." The sheep of His pasture. Ons is syne. Hy het ons geroep. Hy het gesê, jy is myne en ek en jy behoort aan hom. So dit is in hierdie goddelike liefde atmosfeer wat my hart net gestuur word, geroer word om te sê, "Jesus Here, ek behoort aan U." Wat 'n thought om te weet ek behoort. As jy behoort aan iemand, dan is jou behoefte na iemand anders nie meer langer daar nie. My vrou het my lief, dank die Here. Sy bring nog elke oggend vir my koffie. Okay, ek behoort wanneer ek by die deur uitstap, is daar geen hinkering in my hart vir 'n ander vrou nie. Hoekom? Want ek is geliefd en ek behoort aan haar. En is my hart vergenoegd. En wanneer ek en jy dit ons eie maak, wanneer ons hierdie gedagte van dat ek behoort aan God omhels, dan is ek ten volle geken, ek is ten volle geliefd en is my toekoms in God verseker. Dan hinker jou hart na niks anders behalwe God homself nie. Jy is ten volle geliefd. Laat daai net vir 'n oomblik insak. Voel jy die gewig van ek is ten volle geliefd? Selfs dit dat my vrou nie van my like nie, like die Here. Come on. Ek is ten volle geliefd. Ten volle geken. My diepste thoughts, dit weet God. Dit weet hy. En kan ek en hy oor dit praat? En is my toekoms in God verseker. Ek kort niks. Dis waarom Dawid in Psalm uitroep. Ek kom niks kort nie. Ek is ten volle geliefd. Die tweede ding is, ons word beskerm deur sy naam. Nou dis maklik om te sê, maar kom laat ek dit so verduidelik. Johannes 17 vers 11 sê, Heilige Vader, bewaar hulle in die naam wat U aan my gegee het, sodat hulle net soos ons een kan wees. Nou wanneer jy iemand by sy naam roep, wel veral in die Bybelse tyd, het jy nie net by daai persoon by sy naam geroep of 'n God geroep by sy naam sodat hy net kan reageer nie. Nee, jy het staat gemaak in God se natuur. Dit wie hy is. So 'n tydjie terug het ek gepreek oor die natuur van wie God is, die eienskappe van sy naam. Dit is jy het staat gemaak op sy autoriteit en daai persoon se krag wanneer jy sy naam uitroep. En hoor wat sê Spreuke 8 vers 10. Hy sê die naam van die Here is soos 'n veilige fort. Die regverdige skuil daarin en word beskerm.
Nou, daar is tye wanneer ek en jy net oorweldig voel deur die lewe en God nooi ons. Hy sê, kom, hardloop na my toe, kom kruip in my weg. Jesus is die rots, kom staan. Hy is ook die skeur in die rots, kom kruip daarin weg. Maar in die konteks van Johannes 17 en wie God se naam is, sien ek hierdie prentjie afspeel. Sien julle daai mooi prentjie van die lighuis? En dis 'n toring, 'n vesting, en ek en jy kan daarin gaan wegkruip. Maar dis, as ek wil dit verder vat, dis iets wat ek en jy kom aantrek. Wanneer die vyand en die sonde aan jou deur kom klop, dan gaan kruip jy nie weg nie. Want die Bybel leer ons ook, weerstaan die duiwel, onderwerp jou aan God, weerstaan die duiwel en hy sal van jou af wegvlug. So in hierdie konteks wil ek sê, dis 'n identiteit wat ek aanneem, wat ek aantrek, en sê, ek is 'n veilige vesting. Dit's iets waarin ek kom staan, in hom, hy in my, so ek is 'n vesting wat onwankelbaar is in die tye wanneer die storms van versoeking om my woed. Wanneer die storms van ander kulture om my woed, kan ek stil staan en onbeweegbaar wees in my besluite en in dit wat ek weet, Heilige Gees, die natuur van Christus wat in my geplaas is, kan ek dit met volheid uitleef, want ek is in Christus. Dis iets wat jy kom aantrek. Paulus beskryf dit so in Romeine 13 vers 14. Hy sê, maar beklee julle met die Here Jesus Christus en maak geen voorsorg vir die vlees om sy begeerlikhede te bevredig nie. Ek wil fokus op die gedeelte waar hy sê, trek Jesus aan soos 'n stuk kleed. Daai toring, kom klim in hom in, en julle ken daai futuristic stories, dan sal nou hierdie robotte, en dan klim jy net so in hom in, en dan is jy nou sterk. Dus ek sien dit amper in my gees, waar jy in Christus inklim, en nou kom fight jy die duiwel, nie uit jou eie krag nie, maar uit krag en autoriteit van wie Jesus Christus is. Jy kan vas staan, omdat jy in hom is. En word jy behoue, en bly jy in hom. 'n Skrywer van ons tyd sê dit so. Hy sê, Jesus asks that they may preserve through the grace, power and attributes of God the Father. Not that they may be kept from conflict, but that they may not be overcome by it. Baie keer wil ek en jy uit die lewe uitvlug. Dis soos ek nou gesê het, Here, kom, as jy ons ooit sal kom haal ons nou. Dis nou 'n goeie tyd. Okay. Maar dit was nooit God se doel nie. Dit was nooit God se hart nie. Hy sê, Here, bewaar hulle. Dis nie 'n fisiese bewaring, maar Here, bewaar hulle in hulle gees en in hulle denke. Dit die waarheid waarmee ek hulle bedien het, dat hulle sal staande bly in die tye van aanvalle in hulle lewe. So, Jesus het gebid nie vir my en jou gemak nie, maar vir ons doel op aarde. Byt net vas. Trek Christus aan en maak hom jou eie en staan vas in hierdie lewe. Al voel jy hoe moeg, ons is sterk in sy krag. Amen. Hy bewaar ons. Die laaste een is, hy bewaar ons deur sy woord en deur sy waarheid. Johannes 17 vers 17 sê, laat hulle aan u toegewy wees, soos 'n hegte verbintenis aan die waarheid. U woord is die waarheid. In die Engels sê hy, sanctify them by your truth. Your word is the truth. Maak nie saak waar Jesus gegaan het in die Nuwe Testament nie. Waar hy gestap het, het hy eenvoudig net die waarheid aan mense kom voorbehou. Hy het gesê, hier is die waarheid. En mense se lewens het aangeraak en verander. Hoe? Deur die waarheid wat Jesus aan hulle kom voorbehou het. Nou as jy bietjie Johannes 17 lees van die begin af, dan sê Jesus, Vader, alles wat u vir my geleer het, al daai waarheid wat u my geleer het, het ek vir my disippels kom leer. En daai waarheid het hulle lewe kom verander. Daai waarheid het hulle gevat van een plek in die lewe na die volgende plek waar hulle kan leef in oorwinning. Nou bid ek, Here, dat daai waarheid wat ek hulle geleer het, sal staande hou. Maar waarheid is nie net 'n stuk teologie of 'n stuk dogmatiek wat ek en jy kom leer, wat Johannes en ek en wie ook al hier voor staan vir julle kom leer nie. Dit is 'n persoon. En daai persoon se naam is Jesus Christus. Here, sanctify them by your truth. Your word is the truth. En die woord van die Here kom leer ons dat die woord is Jesus Christus. Johannes 1. Jesus Christus wat vlees geword het, die woord wat lewendig geword het, Jesus Christus. As ek en jy ons Bybel vat en ons slaan hom oop en ons begin hom te lees, dan is dit nie die dooie woord wat ek en jy lees nie, maar wanneer ek en jy hom lees, ontdek ek en jy 'n persoon. Ons word voorgestel aan wie Jesus Christus is, wie ek en jy in Jesus Christus is. En is dit God se begeerte dat ek en jy, soos wat hy daar sê, deur 'n hegte verbintenis aan die waarheid.
Hy sê, Here, dat hulle verbind sal wees aan die waarheid. In ander woorde, hy sê, Here, dat hierdie disippels in 'n hegte verbintenis aan my sal wees. Ek wat die waarheid is, die weg, die waarheid en die lewe. En is dit God se hart dat ek en jy bewus sal word van hierdie hegtheid wat ek en jy kan beleef met hom as God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees hier op aarde. En is dit sy begeerte dat ek en jy sal leef vanuit hierdie verbintenis wat ek en jy met hom het. Alan Platt sê die volgende in een van sy preek, hy sê, let truth become so real in your life. In ander woorde, laat Jesus so reël raak in jou lewe, that when you enter into the world, you will not be affected by the world, but the world will be affected by you. Mag jy so bewus wees van wie Jesus Christus is in jou, dat jy onwankelbaar is, soos daai lig, wat daar in die oseaan staan. Die golwe kom en gaan, maar hy bly staan. En dit is wie Jesus Christus is vir my en jou. Hy is die anker van ons siel. Hy is die anker van ons lewe. En hy is in ons en ek en jy in hom en is ons onwankelbaar in hom. Maak nie saak wat die lewe my en jou kant toe gooi nie. Staan ek en jy in die waarheid van wie God is. Amen. Amen. Ek en jy leef vanuit daardie waarde. Jesus wil jou kom bewaar. Hy wil jou kom vashou in die holte van sy hand. Inteendeel, hy doen klaar. En ek en jy moet bewus raak van die waarheid, dat ek en jy is in Christus, en hy in my, en ek in hom, en ons is in die Vader. Ons is eenheid met hom. As jy, moenie volgende week, ek wil jou regtig aanmoedig om nie volgende week se diens te mis nie. Johan, kom vat hierdie tema, die laaste paar verse van Johannes 17, kom praat hy oor die eenheid wat ek en jy beleef, teenoor God en teenoor mekaar. Maar wanneer jy jou Bybel vat, wanneer jy in tye van aanbidding is soos vanoggend, of in jou binnekamer, of wanneer jy net saggies met God sit en bid, maar daai lekker beker koffie, en jy begin net met God te gesels, wil ek jy moet bewus raak van die feit dat jy behoort. Ek wil jy moet bewus raak van die feit dat jy is in Christus, jy is in sy naam, hy bewaar jou deur sy karaktereienskappe, dit wie hy is, en jy word gedra deur sy woord en die waarheid van wie hy is. Christus is in jou en jy met hom en hy bewaar jou in hierdie lewe. Vanoggend wil ek net doeteenvoudig Heilige Gees vertrou in hierdie spasie om hierdie 3 waarhede van Johannes 17 in jou hart te kom vasmaak terwyl ons die nagmaal gaan gebruik. Ek wil jy moet net gaan broodjie gryp, druiwesap, en dan saam met jou gesin hierdie verklaring kom maak en sê, "Jesus Here, dankie dat ek behoort aan U. U Here is vir my genoeg. Ek kort niks anders in die lewe as om te weet, Here, dat U is vir my genoeg. Ek is vervul tot in my diepste wese om te weet, Here, dat U is vir my genoeg. Ek behoort aan U. Dankie, Here, dat U naam vir my 'n vesting is waar ek kom wegkruip, wat ek kom aantrek, Here, wat ek kan staan soos wat U staan en sterk kan staan in hierdie lewe. En dankie, Here, dat U waarheid my behoue bly. Here, kom vul my vandag met hierdie waarheid dat U is lief vir my. Maak nie saak wat rondom my aangaan nie, maak nie saak wat die wêreld vir my sê nie, Here, ek is behoue in U. Here, bewaar hulle. Amen.